Jy mag die sitplekke inneem. Ons het 'n amazing panel vanaand hier. Lyk hulle nie amazing nie? Woe! Wat 'n voorreg om hulle saam met ons hier te kan hê. En julle weet seker, dink seker wie is hy? Jong meisie hou in die wit aan. Daai keer. Manne, dis my ma daai, hoor. Asseblief as mekaar mooi verstaan. Sy's klaar geneem al deur my. Dis my ma, Relien Sheldon, Pastor Relien Sheldon, mami. Welkom saam met ons vandag hierso. En dan het ons die amazing dames wat vanaand net 'n bietjie hulle getuies saam met ons gaan deel. Ons is 'n kerk, ons glo in relevancy. Ons glo dit is een van ons values, ons glo daarin. En vanaand gaan hulle net 'n bietjie share wat die Here vir hulle gedoen het. Elke dame, elke ma wat hierso sit, skryf verskillende ma's, self as 'n ma, maar verskillende challenges waardeur hulle gaan in die lewe. En ek gaan begin vanaand met Celestine. Sy het verskillende name, sy sal dit self noem. Maar ek en my vrou het haar gedoop, sy sal dit ook self noem. Julle gaan seker wonder wie Celestine. Wie van die mense is Celestine? Nee, moenie verbaasd gesien man. So die vraag aan Celestine vandag is, you are waiting on the Lord for your own children. And what are you doing while you're waiting? It's a roller coaster. Maar terwyl jy wag, Celestine, is jy nog steeds so lief vir kinders? En jy is nog steeds die persoon so liefdevol. Vertel ons 'n bietjie meer. Goeienaand familie. Dis vanaand vir my 'n voorreg om so 'n bietjie van my journey met u te kan deel. My naam is Celestine, baie ken my as Muna en dan is dit die naam wat Pastor en Auntie Marisha my gedoop het, Confidence. So ek is nie gewoond vir mense praat nie. Ek raak gewoonlik op my senuwees. So ek skryf liewer alles neer. Dis hoekom julle kan sien ek het 'n boekie en dan lees ek dit maar van die boekie af. Maar ek het nou besluit vanaand gaan ek nou daai naam vat, Confidence. En ek gaan met confidence my storie deel en ek gaan dit nie lees nie. So as my stem so 'n bietjie weg. So as my stem so 'n bietjie wegslaan, dan moet julle weet, dis die senuwees wat inskop. So ek is oorspronklik van Uitenaag. Ek het groot geraak in George. Ek is getroud met Vivian. Vivian wil ek moet sê waarvan hy is, maar so ek en Vivian het geen kinders saam nie. Vivian het 'n dogter wat ek gehelp grootmaak het vandat sy 3 jaar oud was. En dan het sy 'n seentjie wat by ons bly wat ons grootmaak. Hy is nou 6 en dit is vanaf hy 6 maande oud was. Ek het vir ons gesê onder 3 maande, hy was 3 maande. Ek praat onder korreksie, hy was 6 maande. So in 2015 het ek en Vivian getrou en ek dink in 'n jaar het die begeerte gekom om ons eie baba te wil hê. So ons het gebid vir die Here vir ons vir 'n baba, maar niks het gebeur nie. En soos ons weet hoe mense mos maar nou as julle so lank met mekaar, sy kan nie kinders kry nie en toe was ek desperaat. Toe ek na die Here toe gegaan en vir die Here gesê nou, stuur dan net vir my 'n teken dat ek kan kinders kry. En in 2016 het ek swanger geraak, 3 weke en toe het ek die baba verloor. 2017 het ek weer swanger geraak, 4 weke, weer die baba verloor. So albei kere was daar was geen hartklopie en soos die dokter verduidelik het hy gesê daar was net 'n sakkie, so daar was niks binne in die sakkie nie. En so ek het vir my ma gesê, ek het Vivian, my ma, en ek het gesê, ek moet vir niemand sê nie. En daai tyd was ons ook nie so betrokke by die kerkie. Ons het maar net Sondag keer toe gegaan en dit was dit. So ons het ook nie soos 'n support system gehad nie. En ek het gesê, bly maar stil, moet vir niemand sê nie, want ek het nie lus vir vrae nie. En 2019 het ons by 'n small groep aangesluit. En ons het baie geleer in die small groep en baie gegroei. En ons het 'n topic gedoen een aand, 'n topic oor how to pray. En dis hoe waar ek besef het dat die manier hoe ek gebid het vir die Here, vir 'n baba was eintlik verkeerd. Want ek was desperaat toe ek vir die Here gesê, stuur dan net vir my 'n teken. En by die Here moet jy spesifiek wees. So as jy vir die Here vra vir 'n baba, dan moet jy nou sê, ek soek 'n dogtertjie of 'n seentjie. Of 'n lady dogtertjie moet soos ek lyk en nie soos Vivian nie. So jy moet spesifiek wees as dit nou kom by die Here.
So in 2009 verlede jaar het ek weer swanger geraak Oktober. So ons het dit nie verwag nie. In November het ek weer die baba verloor. Die keer 8 weke. So ek was stikkend, ek het vrae gehad. Maar hierdie keer was dit anders. Hierdie keer het ek my hoopfamilie gehad wat saam met my gestaan het, wat ingetree het in gebed, wat my bemoedig het, wat kom inloer het. En op die oomblik het ek geen kinders van myself nie, maar ons het vir Wani wat ons groot maak, vanaf hy 6 maande oud is. En ons is lief vir Wani. En so ook het ons baie ander kinders wat betrokke is in ons lewe, waarvoor ons baie lief is. En hulle ken hulle self en hulle sit van hulle hier binne in die kerk. En ek weet nie wat die Here se doel is met alles hier. Hoekom moes ek deur al hierdie goed te gaan nie? Maar ek wil graag vanaand vir iemand bemoedig wat dalk deur dieselfde ding gegaan het of wat nou deur so iets gaan of wat graag die begeerte het van 'n baba dat daar is hoop. En niks is by die Here onmoontlik, man, die Here is net die Here. As ons kyk aan Jesaja 60 vers 22, sê die Here, when the time is right, I the Lord will make it happen. So ek staan op dit. En as ek kyk aan ek in Vivian se lewe waar ons was en waar ons nou is, dan sien ek net hoe die Here vir ons deurgekom, keer op keer op die regte tyd. Die Here se tyd is perfek. Ek het vanoggend 'n joke gemaak en gesê, al is ek ook 60 en ek loop met 'n kierie, en as in die Here se wil dat ek hy kind moet kry, krom sal ek my kind loop, want is in die Here se tyd en ek staan vas. En die Here wil net goeie dinge vir ons hê. In Jeremiah 29 verse 11 sê die vers, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So die Here wil net vir ons goed doen. En dan 'n vers wat ek kan vashou die hele tyd is, al sê mense wat, al sê dokters wat. In Markus 10 vers 27 sê dit, Jesus het hulle aangekyk en gesê, menslik gesproke is dit onmoontlik, maar tog nie by God nie. Alles is by God moontlik. So die Here het die laaste sê. Awesome. Baie dankie. Karen, life is a journey, soos hulle sê. As 'n single mother is daar baie dinge. Dit kan baie keer hard wees. Hoe navigate jy deur al hierdie dinge? As 'n single mom, grandma, baie vrae in jou lewe. Sê 'n bietjie met ons. Goeienaand. Naand almal, dankie vir die geleentheid om te deel vanaand met julle. En die mammies wat ons nou nie vanoggend gesien het nie, Happy Mother's Day aan almal. Ja, soos ek gedink het vandag ook nie na vanoggend, dit lyk maklik, maar dit is eintlik nie so maklik nie. Maar aan die ander kant moet ek sê dit is maklik, want as jy die Here het en alles vir hom gee, is dit fairly easy. So hoe ek die lewe stuur is deur die Here te vertrou in alles en om te ken in al my weë en om eerste te stel altyd. So ek maak nie besluit voordat ek die Here geraadpleeg het en 'n antwoord gekry het nie. En soms word dit bietjie moeilik, word dit rof, want daar's niemand wat my kan help besluit te maak nie. Daar's niemand wat my kan help trane afvee nie. As die kinders seer het, moet ek maar net toe kyk, en troos, maar daar's niemand wat my troos en kan comfort nie. So baie maal moet ek maar in die kussing huil saans, en badkamer toe gaan en skelm huil, maar wat die Here vir my kom wys het in die week is, as dinge moeilik word en my kop begin bietjie raas, dan sal hy vir my altyd sê, gaan lê. En Jade weet, en die Karen nou van lê, so dan gaan lê ek maar. En dan net in hy rustige tyd, net voor ek aan die slaap word, of net voor ek wakker word, dan sal die Here met my spreek en my net weer kom remind en encourage dat hy het my lief en dat hy altyd daar is vir my. En hy vat my terug in 'n tyd toe my pa nog geleef het, hoe hy en my ma altyd in die nag, in die tempel van die nag, wanneer die huis doodstil is, dan lê en gesels hulle en hoor ek hoe gesels hulle oor die kinders in die huis en al die goedjies, en dit was vir my so mooi. Dis een van my gunstelinge herinneringe. So rustig en vreedsaam.
En ek het vir die Here gesê, ek wil dit eendag hê as ek groot is. So nou, hier sit ek het nie 'n man nie, so ek het gevoel ek het dit nie gekry nie. Maar die Here kom sê vir my, dit is presies die rede hoekom ek vir jou sê gaan lê. Sodat ons kan gesels terwyl jy in 'n rustige tyd is en op jou kussing lê soos jou ma en pa gedoen het. So al het ek nie 'n maat nie, het ek 'n companion, 'n vriend wat nader is as enige iets. En dan het ek vanoggend uitgelaat om sê ek het my hope family. You know, al die kinders, die groot mense, die young adults en youth. Ek het familie, mense om my besig te hou en mense vir wie ek liefde kan wys en wat vir my liefde betoon. En dan is die Here so geneig om my te herinner as ek, you know, bietjie anxious raak, as 'n antwoord nie gou deurkom en dan sal hy vir my sê, het jy vergeet, dis my kinders wat jy groot maak. Hulle is myne. En jy het hulle lief, maar ek het hulle liewer as wat jy hulle het. En net soos jy vir hulle wil goed hê, wil ek ook vir hulle goeie dinge hê. En ek wil ook julle seer sien nie. En hy gee vir my die vers in Matthew 7, verse 9 to 11 wat sê, you parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him? So, my kinders het nie 'n pa wat fisies daar is en aktief betrokke is in hulle lewe nie, maar hulle het die beste pa. Hulle het 'n heavenly Father wat vir hulle so lief is en wat is abounding in love en hy sal hulle nooit begewe of verlaat nie. En yes, so daar's niks tekorte nie, want hulle papa, wat ook my papa is, besit alles. Hy's ryk, so wie sort dit? Baie dankie Karen, dankie dat jy ons geshare. En Marensha, ek ken jou, ons bly mos saam nou. 24 jaar was nou al seker. In elk geval, dis my vrou, vir die wat jy weet nie, en Marensha, 24 jaar getroud. En Marensha, ek het kinders wat nie joune is nie, maar ek wil weet, hoe kry jy dit reg om dat hulle so baie respek vir jou het? Baie keer wil hulle nie met my gepraat het nie, dat is nou 'n ander tyd nou, maar dan kies hulle altyd vir jou. Daar was nog 'n keer in my lewe wat my kinders vir my kwaad was en gesê het, gaan na jou vrou toe nie, jy wil ons net by haar wees en dit nie. Hulle het altyd die grootste respek vir jou. As hulle inkom, die eerste ding, hulle stap verby my na jou toe. As hulle my bel, gaan met Auntie Rens. Hoe het jy dit reg gekry dat hulle vir jou so lief het? Eerstens wil ek goeienaand sê aan al onze familie. En dan wil ek 'n geseënde Moedersdag sê aan ons moeders wat nog nie vanoggend hier was nie. En ja, Clifford, dit is 'n goeie vraag. Hoe het ek dit reg gekry? As ek dink ek kan nie vir jy sê het my mens wees, sal ek sê ek weet nie hoe nie. En ek dink dit sal onmoontlik gewees het vir my as ek nie hier was wat ek vandag is nie. Dit sal onmoontlik gewees het uit my eie vleeslikheid om dit te kan doen wat ek kon doen. Maar dan bring het my terug na die skrif van 1 Korintiërs 13 vers 7 wat sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En Clifford sê altyd, you can't give what you don't have. En die enige ding wat ek in my lewe gehad het, was die liefde. En dit was Christus, dit was God, want God is liefde. En omdat God in my was, en nog steeds in my is, kon ek net liefde gee. En soos die woord sê, die liefde het alles bedek, dat het geglo, gehoop en verdra. En dit is wat gebeur toe ek liefde gee vir daardie kinders, toe kon liefde geopenbaar word aan my. En ek dank die Here, want dit was nie maklik geweest nie. En daar was baie vrae. Ek het ook gevra, Here, hoekom dan so baie challenges vir my. En die Here het my vir my voorberei en die Here het vir my gesê, just give love. As ek hulle in my korne wil hê, dan moet ek liefde gee. En dit het ek gedoen. Ek het hulle liefde gegee. Ek het my eie kinders gehad. Maar nog steeds het ek liefde teenoor hulle gegee. Ek het uitgeleef dit wat die Here vir my gegee het. Soos ek vir sê, as ek nie by die Here was, sou dit miskien anders gewees het. Want ek het verskriklik, ek en Cliffy baie challenges gehad, op different maniere. Maar ons het bly hoop, ons het bly glo. En by dit het ek bidend gebly, vir my man, vir ons, vir die kinders.
En ek het geweet, hulle gaan groot word. En toe hulle groot is, het hulle gekies volgens wat die Here wou gehad het. En vandag kan hulle nie, as hulle bel en vra, Philippa, waar is Anterensie, hoe gaan het met Anterensie, omdat hulle liefde gekry het. Hulle het soveel liefde opgebou en respect en waardering van my, en ek kan net die Here dank, omdat ek my liefde kon deel saam met hulle, dat ek hulle een kant gesit het, vir my kinders, maar as hulle by my huis gekom het, was hulle my kinders gewees, even al was hulle ook by my nie, het ek hulle getreed asof het my eie kinders was, maar die Here het eintlik vir my voorberei, ek het nie geweet, die pad wat die Here my neem nie, maar die Here het my uitgekies vir 'n tyd soos hierdie, en die Here het vir my voorberei, om 'n moeder te wees vir minute, soos u kinders vanaand die sit, het die Here u aan my toevertrou, en ek dank die Here, dat die Here vir my toegelaat het, om daai toets te slaag, en ek is dankbaar vir die Here, dat ek kon net bidend bly, en dat die gebed van die regverdige dra krag, en ek loof die Here, ek wil vanaand vir iemand sê, as u deur daardie moeilike tyd gaan, en nie weet nie wat ek kan doen nie, u het buite kinders vanaf die man se kant af, al wat ek vir u kan sê, leef God uit, want God is liefde. Amen. Sunaid, jy het 'n jaar gelede jou babatjie verloor. Jy het deur skei gegaan 'n paar jaar gelede. Jy het 'n kind wat jy grootmaak. Jy's 'n jong dame nog. Hoe navigate jy deur die lewe? Dat jy so staande nog kan bly en nog steeds Jesus kan represent. Okay, daar zeker. Laat my ook eerstens toe om ook vir al die moeders te sê Happy Mother's Day. Dankie vir die vraag, Pastor. So, hoe ek nog staande bly, ek sien elke dag die Here se gesig. Ek vra ook vir die Here, laat U wil geskied. Geef vir my 'n vrede wat menslike verstand te bowe gaan. En elke dag ook as ek bid, dan sê ek, let your will be done, Lord. Ek hoef dit nie te verstaan nie, eendag gaan ek dit verstaan, but I trust the process, I trust in you. En op so 'n manier motiveer ek ook my seentjie, want hy kry ook die nodige integriteit om altyd die regte ding te doen. Ek herinner om ook daagliks om die Here se aangesig te soek in alles wat hy aanpak, of dit saam is, of dit op die sokkerveld is, oral. En ek het hom ook onlangs by Kids Church ingesit, die beste besluit wat ek nog ooit gemaak het, want ek wil amper sê, my kind het 'n change person daar uitgekom. Hy klap hande, hy bid, ek het een keer toe sy op sy foon, toe weet hy die Here as sy wallpaper, en hy luister YouTube gospel, en soos 'n mens ons maar nou as, yes, ek doen iets reg. En ja, soos Pastor nou genoem het, by die egskeiding, ek was in 'n baie abusive huwelik, physical abuse, en ek moes myself en my seentjie moes ek geskerm met teen dit. So dit was 'n groot, dit is nog steeds 'n groot taak om vir hom 'n safe place te wees, 'n safe space te wees. Dat ek kan wend, ek check byvoorbeeld elke aand check ek by hom in, how are you, Buddha? How was your day? You're grade 5 now, so I know it must be overwhelming. Are there any areas that you're struggling with? Wat is dit sien dat hy 'n bietjie emosioneel is, 'n bietjie gefrustreerd is? Want 'n jong man van sy ouderdom, hy's 10, so hy weet nog nie hoe om sy emosies heeltemal te reguleer nie. So die belangrikste vir my is om daai emotional knowledge om te sê, Mom, you can see that you're angry. Mom, you can see that you're disappointed. You want to talk about it? If you don't want to talk about it, I'm here for you. En later dan kom hy tog terug en hy blaas stoom af. En dan wil ek ook die volgende vers deel, familie. Dit is in Engels en dit is in Psalm 34, vers 18. Dit sê die volgende: The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. En elke dag dan surrender ons net aan God se wil, want sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder die Here sal ek nie die persoon gewees het wie ek vandag is nie. En ek word so gekoop elke dag met knowledge en wisdom, net om obedient te wees aan God, dat ek my seun ook
op die regte paadjie lei, want dit is so baie belangrik in vandag se lewe vir 'n jong man om op die regte manier groot te word. Baie dankie Sunaid. Dan kom ek by my ma uit. Mommy, jy's 'n grandmother, 'n great grandmother, 'n ma, 'n weduwee. Baie van jou kinders is by die Here, van hulle is nie by die Here nie. Van hulle gaan sekere dinge deur wat baie mense se kinders deurgaan wat vandag hierso sit. Hoe navigate u as 'n ouma, 'n ma, lief vir die Here en jy sien al die dinge, dit maak seer, maar jy moet nog steeds staande bly in die lewe om dit met ons te share bietjie. Ja, baie dankie. Ja, eerstens wil ek sê goeienaand aan al die moeders, dis mos nog Moedersdag. Die dag eindig mos 12:00, nee? En aan hele geseënde dag vir die paar ure wat nog oorbly. En ek vertrou elkeen het 'n goeie Moedersdag gehad. Ja. En maar by dit wil ek sê, Kloffie, ons sien die woord van die Here sê in 2 Timoteus hoofstuk 1 daar in 'n versie. Noem die apostel dit aan sy geestelike seun Timoteus. Hy sê, ek herinner my daaraan as ek dink aan die geloof wat in jou grootmoeder was. Louis en jou moeder Eunice en wat ook nou in jou is. So die geloof vat my nêrens anders na toe nie as na Christus Jesus. En soos Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en uit die gehoor is uit die woord van God. Wat die woord van God is Jesus, want Jesus is die woord. En die woord sluit baie dinge in. En daarom het hy my die versie gegee deur sy gees aangelei in Psalm 68:6. Dat die Here God is die Vader van die wees en die regter van die weduwees. En in die dae wat ons nou leef, weet ons mos, ons het 3 dinge nodig. Ons het 'n plan nodig om op te bou. Ons het 'n anker nodig om ons vas aan te hou wat ons vas aanhou. En ons het 'n gids nodig. Nou in Christus Jesus, in God die Vader, deur Christus is alles opgesluit. En dit het my deurgedra. Die woord van God wat krag, die evangelie, wat die goeie tyding is. Hoekom is dit die goeie tyding? Ek het nou nie vanoggend genoem, nie hele wat die was. Maar ek is baie lief om dit te noem. Die evangelie, the good tiding, the gospel. Die goeie tyding. Wat 'n tyding dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om ons elkeen te red. Ja, en by dit is hy die verlosser en die saligmaker. So, as 'n vader van die wese, jy het mos nog genoem, ek is 'n weduwee. Julle pa is God, Christus, God die Vader in Christus, deur Christus. En soos my suster gesê het, die beste pa. Jans kan hom toe gaan ten alle tye. En hy is ook ons regter, my regter, en elke weduwee moeder se regter. Want 'n regter beheer groot sake. Daarom hoef ons, ek sal in menslike gesproke sê, ons koppe te breek, wanneer dinge te hoog en te veel vir ons raak. Ek wil insluit by my suster wat sy sê, albei, dit was nie moontlik, dit was nie maklik nie, maar dit was moontlik. And with Jesus in the boat, I can smile at the storm as we go sailing home. So ons het veel rede as weduwee moeder, ouma ma, ouma grootjie. En vanmiddag het al die kleinkinders om my geklokka. Dit was so geseën gewees. So geseën, dit was 'n full house. En weet jy wat? Wanneer Roma, die Heilige Gees teenwoordigheid, is die soete aroma van God se liefde. En dit is wat in daardie sitkamer van my dogter verspreid met wie ek saam bly. Ek wil dit ook by vir julle sê, Klippie, daar by jou suster. En dit was so goddelik. So om alles in een op te sluit, die vraag wat jy gevra het, omdat Christus was, is hy, en tot in alle ewigheid sal hy bly. Want sy trou en waarheid hou nog krag, tot in die laaste nagesê. Amen. Kom ons gee ons 'n panel 'n lieflike hande klap.
Was hulle nie amazing nie? Ons is nog nie klaar nie.